Here, ons oë is op U gerig. Ons verwagting is U, in U. Hulle wat hulle verwagting in U stel, sal nooit teleurgestel wees nie. Stuur nou vir ons U lig en die waarheid, dat ons daardeur geleer en gelei kan word. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here. Ons gaan vanmôre saam lees uit Exodus 14. Exodus 14. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kon sing, dat ons dit wat in ons harte is, in woorde kon sit, dat ons dit kon beleef en opnuut weer sê waaroor dit alles gaan. U plan en dit alles kan sien. Ons afhanklikheid aan U kan bely. En ons vertroue in U stel. En U weet wat reg is en wat U van ons vra. En kom bid. Leer ons. Verander ons. Gebruik ons. Mag U woorde helder in ons harte gehoor word, in ons ore weer klink en in ons harte vasgelê word om daaruit te leer. Seën hierdie gemeente met ore wat hoor en harte wat oortuig in die Gees wat ons voordryf. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In skriflesing Exodus 14, ek wil die hele hoofstuk lees, daarom moet ek dit nie op die bord gesit en dan is 'n lang hoofstuk. Dit gaan oor die volk Israel wat toe hulle vrygekom het uit Egipte en die farao wat ontevrede raak oor sy besluit en hulle agtervolg. En ons begin by vers 1. Die Here het vir Moses gesê: beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pig-Hagirot en tussen Migdol en die see. Reg oor Baal-Sefan by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die farao weer koppig maak sodat hy julle agtervolg. En ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. So God wil sy mag weer wys vir Egipte en vir die volk. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor Israeliete verander. Die Egiptenare het gesê: wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens koop. Die farao het sy strydbaan laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydbaans gevat, almal, as ook al die ander Egiptiese strydbaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaar het hulle agtervolg en al die strydbaans van die farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal, terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan, naby Pig-Hagirot en teenoor Baal-Sefon. Toe die farao naderkom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. En het vir Moses gesê: is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenare werk.
is vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Toe die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek, en jy lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, so strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het na agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, so die Egiptenaars, of tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptese kant was die wolk donker en die Israeliete kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenare het hulle agterna gesit. Die Farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en die wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleep. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en die bemanning, die hele leermag van die Farao wat agter aan Israel aan die see in is, toe onder die water, dat nie een van hulle oorgebly. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water se weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het die Israeliete daardie nag gered van Egipte. En die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met gesag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Die Egiptenaars, lees ons in vers 25 gesê, ons moet wegkom van die Israeliete, want die Here veg vir hulle teen die Egiptenaar. So hulle het hierdie ontsag gekry. En dan sê die laaste vers, toe die Israeliete sien, is hulle met ontsag vir hom vervul. En hulle het geglo. Nou, die vers wat vir ons belangrik is, toe die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En die tema van ons boodskap, die Here het die pad reeds gemaak. Hy sê, beweeg jy net vorentoe. Die Here het reeds die pad gemaak. Beweeg jy net vorentoe. Ons het verlede week begin en die boodskap gegaan oor hoe voel jy oor 2026 en die besef dat ons
die raadsman in ons wêreld, in ons lewe het. Dit was Kersfees se boodskap. En dat ons gehoor het, dat hy sê, hy het gekom. Die hele Bybel is vol van die Here se woord, waarin hy riglyne gee, en die raad vir die lewe. En sy vertrou net. En vanmôre se boodskap sluit daarby aan. Soms voel 'n mens soos hierdie Israeliete op daardie moment. In ons wêreld voel ons asof ons in 'n hoek vasgeverf is. Ons voel totaal vasgevang, voel vir ons in die lewe, die skaakmat. Ons het nie antwoorde. Ons weet nie hoe ons hierdie jaar gaan leef nie, ons weet nie wat die toekoms verwag of om te verwag nie. Want die chaos rondom ons wil ons versmoor. En dit voel vir ons donker. Die politiek, ons is besig om ons te isoleer, om drome dood te druk, en ons sien net donkerte. Alles voel teen ons. Die misdaad maak dat ons in tronke lewe, dat ons geen oomblik in die misdaad en geweld veilig voel nie. En ons sien net donkerte, dit gaan net meer erger en groter word. In die ekonomie voel ons dit, die besighede voel dit. Ons sien 'n maak besighede toe. Ons sien ook dat mense nie meer naby kom wat dit was nie, en hulle bekommerd raak oor hierdie goed. En dan sit ons met al hierdie klein goedjies, met die infrastruktuur in ons land en oral, in ons dorpe, ons sien hoe die paaie in mekaar val. Ons sien die verskriklik in die stikking van hierdie goed. Ons sien die probleme met die water, dat wil julle daar boor nooit water het. Sien oral in die stede, dat waterprobleem is, pypleidings, al hierdie dramas. Ons sien elektrisiteit. Ag, so kan ons maar net aangaan en sien die stikking, die slegte, die verval en die moedeloosheid wat daarby kom. En wat dit so erg maak is die feit dat ons voel, ek kan niks daaraan doen nie. Dit gaan net gewoon oor my spoel. Dis waar Israel hulle bevind het, en hierdie selfde gevoel van ek is vas. Voor my is die see, en agter my is die vyand. Die onvriendelike, vyandige wêreld, wat my vasdruk, en wat my gaan vernietig. Die volk was op pad na die beloofde land toe. Die volk het die mooiste beloftes gehoor deur Moses van God af. En met al hierdie goeie gedagte sit hulle vir hulle self waarskynlik hier en sê, waarby dit ons alles gebring. Al hierdie mooi woorde, al hierdie mooi beloftes, en kyk waar sit ons, wat nou? Die vraag wat hulle vra, soos wat ons het ook dikwels vra, wat die wêreld oral vra, wat die moedeloos maak hulle bid en vra, waar is God dan? Voor hulle lê die see, agter die Egiptiese leer. Hulle was die wêreldmag van die tyd. Hulle het hierdie professionele soldate in strydbaans gehad. Ons sit vasgekeer. Hulle is op ons. En ons is hulpeloos. Ons was jarenlang slawe. Ons het niks. Ons het nie opleiding nie, ons het nie wapens nie, ons het niks. En as hierdie dinge dan vir hulle so donker om hulle loop, dan roep hulle moedeloos en opstandig, depressief, omgekrap. Hulle sit op 'n hoop en hulle kry vir hulle self verskriklik jammer. En dan soek hulle iemand om daarvoor te verwyk. En dan verwyk hulle God teen Moses en hulle verwag die ergste. Ons is in die steek gelaat.
mooi woorde, ons kry niks daarvan. Klink so bekend, as ons hoor mense kyk en praat, selfs gelowiges, baie keer die ergste, hulle wat na die prentjie moet kom, wat deel is van die opsweepery en die donker boodskappe wat gedeel word, Zimbabwe, dis nag, en dan verstaan die mense hierdie goed, dat hulle so moedeloos geraak het. Want al wat Israel sien, is dit wat hulle met hulle oog hier horisontaal sien. Die see voor, die vyand agter. Dis al wat hulle sien. En dit wat hulle sien, maak hulle bang. Hulle kyk na mekaar en sien nie hoop in mekaar nie, want jy is net so swak en hulpeloos soos ek. Ek kyk in die spieël en ek besef, ek gaan dit nie maak nie, ek is nie toegerus nie. En die depressie daal neer. Maar die geheim wat hierdie gedeelte vir ons wil bring, die hierdie stuk geskiedenis, is dat Israel het die geheim verloor in hierdie omstandighede moes hulle opgekyk en boontoe. En die omstandighede is die uitdaging om God te vertrou. God het die opdrag gegee, die Almagtige. En hierdie Almagtige het reeds in die geskiedenis soveel keer sy mag gewys. En as hulle dit dan vergeet na die eeue wat hulle daar in Egipte slawe was, dan moes hulle minstens onthou het die stukkie verhaal van die vrywording tot hier. Slawe in Egipte. En die koning wat uiteindelik toegegee het, omdat God deur Moses sy mag gewys het. Die verskrikking wat oor hulle gekom het, al die plaag, uiteindelik die dood van al die seentjies, hulle wat dit moes sien, die weerklaag gehoor het, die dood, die verskriklike, wat uiteindelik moes besef het, toe die farao ingegee by al die eise om vir hulle vee te gee, rykdom en dinge, dat hulle met leë hande nuwe land ingetrek het nie. Maar dat hulle met die grondstof en dit wat hulle nodig gehad het, 'n rykdom saam met hulle gevat het. En al hierdie goed moes het vir hulle gesê het. Maar God is die God wat in beheer is. En God stuur hulle met al hierdie goed, nie om in die woestyn dus kan die see te sterf nie, maar om in die beloofde land te gaan en gaan voorspoedig wees. Om 'n nuwe toekoms daarmee te gaan bou. En ons, in 2026, het nog baie meer as dit. Ons het die hele boek, die hele Bybel. Ons het baie meer voorbeelde as net hierdie. Ons het dit wat voor hulle gekom het, ons het dit wat na hulle gekom het. Ons het 'n geskiedenis deur die eeue heen om te sien hoe God gewerk het. Ons het die geskiedenis van ons eie volk in hierdie land. Hoe hulle weggetrek het in die Kaap, langs die pad, Bloedrivier, al hierdie dinge, stuk vir stuk, het ons die getuienis van God, telkens wanneer God 'n groot opdrag gegee het, en telkens wanneer daar tye van bekommernis was, het God vir hulle sê, vertrou my, en dan het die volk, die leier gedurig vir hulle sê, ek herinner julle, as God die wet gegee het, dan sê, wie is ek? Ek is die God wat julle Egipte in die slaafhuis gelei het. Dis wie ek is, gedurig herinner, die God wat die opdrag gegee is, die God van die geskiedenis, die magtige wat alles in sy beheer het. Hy sê, trek en vertrou my. Hoe reageer ons? So dikwels net soos Israel. En juist omdat ons soveel meer weet, soveel meer as net hierdie stukkie van die wonderwerkies om ons te kry tot hier by die see, is ons self skandeliker, dat ons vergeet dat God die groot hindernis vir ons wêreld, die sonde en die boosheid, en dit wat tussen ons en die beloofde land, die hemel kom staan het deur sy seun Jesus Christus, hier die see vir ons deurbreek het, die hindernisse oopgemaak het, dat daar niks is
wat ons kan keer dan die beloofde land. Die tragedie sal wees as dit so bly. As ons in hierdie vrees en onsekerheid wat onder ons heers vasgevang sit, sonder hoop vir die toekoms, vir hierdie jaar, wat nou nog vir die res van my lewe. 'n Tragedie, veral as ons terugdink, die van julle wat saam met my verlede Sondag hier was, wat saam met my kon dink het, saam met my kon hoor het, saam met my herinner is daaraan, dat God die God is, wat in beheer is. Dis tragies as ons steeds negatief is, as ons van verlede Sondag se boodskap tot vandag nog niks verander nie, niks meer hoop het, net so moedeloos, net so deel is van mekaar, as waar in die verdrietigheid in te praat. Dit was mos Kersfees. Daar was mos goeie nuus. Ons het dit gehoor in hierdie afgelope 2 maande. Hy het gekom. Daar is mos vir ons gebore die leidsman, die raadsman, die sterke God, die Immanuel, die God wat by ons is en by ons kom bly het deur sy gees. Ons is mos herinner daaraan dat hy gekom het om die see wat ons vasgekeer het te kom oopmaak. Om die vyand wat ons van hom wou weghou, verslaan het aan die kruis, toe die mag van die bose gebreek het. Ons is herinner daarom dat omstandighede kan verander. Want Jesus het dit gedoen in die begin en het gewys hoe dit vorentoe moet gebeur, hy het die voorbeelde gemaak. Hy het gesê op watter basis het moet wees, al die riglyne, al die voorwaardes vir sy ingryping, sy hulp, sy bystand. As hy die grondwet vir hierdie koninkryk vir ons kom stel het, vir ons wat hy kom sê, ons is hier om sy koninkryk te laat kom. Ons is hier om die grense van die koninkryk in hierdie wêreld uit te brei. Nie om in die hoek vasgekeer te word met vrees te leef, maar om sy diens te staan. Ons word geroep om in die geloof, hier waar ons kamp opgeslaan het, in moedeloosheid en oorgawe, om hierdie kamp op te slaan, dis ons gaan vorentoe, want God gee vir ons die opdrag, om vorentoe te gaan, om die beloofde land in te gaan, om dit waar ons is, vir God te proklameer, vir God te wen, om die wêreld te beïndruk, met God se mag in ons, soos wat hy die Egiptenare daar gewys het. Wat diep onder indruk was, en sê, wragtig, God is by hierdie mense. En Israel, wanneer hulle hierdie goed gesien het, uiteindelik te kon sê, hulle loof God, want hulle was diep onder indruk van die mag van God. Ons het dit mos al gesien. Dis ons roeping om vorentoe te beweeg in geloof. Op pad na 'n beter plek waar ons hier alreeds iets van kan beleef, moet beleef, want dit is God se opdrag. Dit is God se verwagting. Dit is God se droom vir ons en vir ons wêreld, dat ons klein werke, ons gesinne, ons families, ons gemeente, ons dorp, daar waar ek en jy is, dis sy opdrag. God het deur Jesus die grense oopgemaak. Die versperring is weggeneem. Die onmagtigheid is verjaag. Die groot versperring van ongeloof is wat agtergebly. Ongeloof, passiewe traagheid en luiheid. Hierdie deel wil vir ons vanmôre kom sê. Hou op om te kla en te huil. Hou op om jouself jammer te kry. Hou op om moedeloos te vra, waar is God? Sien dat God nog altyd hier is. Dat God eintlik vir ons vra, waar is jy? Waar is julle? Waarom lyk dit soos dit lyk, as julle dan weet? Ek het die pad reeds oopgemaak. Kry net lewe. Begin om jou wêreld beter te maak. Begin om heel te maak. Waar is God dat ek nie doen nie? God sê,
dis jou taak, soos waarvoor ek jou geroep het en vrygemaak. Om na jou beloofde land te gaan inneem. Israel het nie net die land oop gekry en alles was reg nie, het hulle vrygemaak en sê, daar sê, julle moet ingaan, en julle moet hom gaan oormaak, gaan mak maak. Alles is reeds daar. En die opdrag vir ons as ons dit moet gaan doen, om die wêreld 'n beter plek te maak, is die eerste plek waar jy begin met jouself. Dan kyk in die spieël en sê, daar is die eerste vyand, nie die wêreld rondom ons nie. Maar die eerste vyand is een in die spieël, wat gaan sit in selfbeheersing, wat gaan sit in moedeloosheid en ongeloofheid en traagheid, en net met hierdie ding wil sit. Die wêreld skuld my, God skuld my, almal skuld my. God sê, alles wat jy nodig het, klaar vir jou gegee. Ek het dit klaar vir jou gegee, vir die wêreld, vir oral, vir elke mens, elke wat jy klaar gegee. Begin by jouself. Begin by ons, as ek en jy verander, en ons verander, word ons 'n magtige beweging. As ons een na die ander opstaan en ons hand opsteek en sê, wie sit hier en ons begin doen, dan bou ons 'n beter wêreld. En die Here het vir sy volk telkens hierdie opdrag gegee, ons sit nie in die wêreld, ons het al vir mekaar 2-3 keer in die afgelope jaar gesê, ons sit nie in die wêreld en sê, ek het betaal, dit skuld, ek het klaar. En ons sit en vergaan in die vullishoop en die gemors wat rondom ons is. Maar God het vir Israel, toe hulle 70 jaar in die ballingskap is, vir hulle gesê, julle gaan nog lank hier sit, die ellende gaan nog lank duur. Hy het nie vir ons gesê, as ons maar net die regte pad loop en genoeg bid, dan sal môre 'n nuwe regering en alles gaan sommer net regkom. En hy sê, binne hierdie chaos, het hy vir die volk gesê, julle gaan nog 70 jaar hier sit, maar binne hierdie wêreld het vir jou die roeping, bou stede, bou, en maak dit beter. Maak dit vir jou, dis vir jou voordelig om dit beter te maak. Maak 'n beter stukkie koninkryk hier, want wat tot die wêreld dan bring, soos ek gaan vir die ANC en ek gaan vir die vyand hierdie beter maak. God sê, dit wat vir hulle beter is vir jou beter. En uiteindelik is dit die getuienis wat ek en jy wanneer ons die wêreld beter maak, dat hulle kyk na die kinders van die Here en God sien in dit wat ons doen. Dat God gesien moet word daarin, dat ons nie moet opgee nie. Dat ons nie tevrede is dat die wêreld en al hierdie gemors oor ons spoel en alles ons toegroei. En dat ons moedeloosheid verval. Want ons moet die lig wees vir die wêreld. Dis die opdrag wat so dikwels deur die hele Ou Testament en die Nuwe Testament gekom het. Op 'n stadium sê die Here Jesus, ek is die lig vir die wêreld. En die volgende keer sê hy vir sy disippels en vir sy volgelinge, julle is nou die lig vir die wêreld. Ek en jy het die roeping om die lig te laat skyn, dat die donker te verdwyn. Ek en jy het die roeping om op te staan as God sê, en kyk rondom jou. Ek het klaar die weg gebaan, beweeg jy vorentoe. Hy sê vir hulle, sien wat ek gedoen het, sien hoe ek dit breek, gaan, begin, en sien hoe dit gaan val, sien hoe jy die mure gaan afbreek, sien hoe jy nuwe stede gaan bou, nuwe vesting. Wat maak ons van 2026? Gaan ons het hierdie keuse, gaan ons soos Israel in selfbejammering verval en verwyte van mekaar, die regering, die ANC, ons medebroers en susters, ons familie, wie dit ook al is, vir God wat nie daar is nie? Of gaan ons hoor wat God sê, en hoe hy hier gepraat het met hulle, deur Moses kom sê, staan op, julle kyk rondom julle, maar kyk vorentoe, en sien, ek het die muur klaar afgebreek, beweeg, en gebou. Mag die Here gee dat ons hierdie geloof begin in ons harte koester. God het alles klaar gedoen, en alles in plek, sodat ek en jy sy koninkryk kan laat kom. Dat dit ons roeping is om ons familie beter te maak. Ons roeping is om ons gemeente beter te maak, en die roeping om hierdie dorp 'n beter plek te maak.
Die roeping dat die wêreld kan sien, God leef, God regeer, God is daar. En dat hulle kan sien dat die gehoorsaamheid van sy kinders 'n verskil maak. Die tyd loop uit vir die kerk, vir ons dorp, vir ons gemeenskap. As ek en jy sit, met selfbejammering en niks doen. Ons moet opstaan, ons moet doen wat ons weet wat ons moet doen. En die riglyn sê vir ons oor en oor en ons het daarvan gesing. Gods wet vra enkel liefde. Enkel liefde. Genade, vergifnis, voorbegin. Soos ek julle gestuur het, of soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis die grondwet van die koninkryk. Nie grudges te hou nie, negatief nie, maar solank ons met daardie ding vasgevang is ons so besig in die donkerte, dat ek vir ons sê, laat die lig skyn, breek met die donker goed, breek met die depressieve goed, en sien dat ek God is, glo dit en leef dit. Amen. Hemelse Here, ons wil voor U kom bely dat ons sondaars is. Ons wil voor U kom bely, Here, dat ons onsself sit en jammer kry en oral foute wil soek. Die kerk wil verwyd. Die wêreld wil verwyd. So baie mense na wie ons wil vinger wys. En ons sit in depressie omdat ons versmoord voel. In 'n tronk wat ons vir onsself geskep het, die tronk van ongeloof, passiwiteit. Here, ons wil bely dat ons ongehoorsaam is, dat ons bitter min daarin gedoen het om die wêreld 'n beter plek te maak. Dat ons elkeen terugtrek in ons klein wêreldjie en dat ons min omgee vir die ou langs aan my, voor my en agter my en rondom my. Dat ons min omgee vir die stukken daar buite. Dat ons in woede reageer en met ons woorde seermaak en afkraak en verneder en vervloek. In plaas van dat ons met ons lippe die lof besing, die genade en verlossing verkondig, dat ons dit nie uitleef nie. Here, dat ons dikwels die struikelblok is vir 'n wêreld om te glo, omdat hulle niks daarvan sien. Ek wil bid, Here, vergewe ons. Vergewe ons. Vergewe ons. Vergewe my. Vat my hand. Ons hande. Praat met ons, Here, praat met ons Gees van God. Neem besit van ons. Beweeg ons. Die tyd is laat. Hoor asseblief ons hulpgeroep. En ons is dan geroep het, dat U ons hande vat en ons moedeloosheid vir ons die lig laat sien. Leer ons om op te kyk en te glo aan die nuute. Leer ons om ons los te maak van hierdie donkerheid van gister en eergister. Leer ons om voluit hierdie lewe aan te pak. Voluit. Onbelemmerd. Losmaak van die sonde en moedeloosheid en negativiteit. Met ons oë op U gerig. Ons God, ons redder, ons raadsman, ons leidsman, ons Immanuel, ons krag, ons hoop. Dankie dat ons by U genade ontvang. Dankie dat ons vorentoe kan kyk
Dankie dat U ons nie gelos het nie, maar vanmôre weer met ons kom praat. Hoor ons asseblief in Jesus se naam.